Goeiemôre, good morning. Ons hoop julle is gereed vir nog 'n heerlike program saam met ons. Inderdaad, doen dan nou anders te saam met twee ou sterretjies soos ek en jy wat Ai, Pieter. hier uit die koue naweek uit en maandag wat verby is. Ek weet nie, maar dit is seker maar wat ons kan verwag van winter, nê? Inderdaad so, jy weet, maar ons oorleef. Ons het dit tot dusver gemaak tot hier. Ja. En ons sal maar kyk En hoe jy lyk al jy lyk sprankelend vanmôre, man. Baie dankie. Ja, nee, ek gaan ook sommer my Yes, jy moue ook. oprol. Ja, nee, kyk nee. net hoe pragtig Kyk lyk so, sy. ek is nou gereed vir Huh? die somer of Nee, daar gaan ek ook nou in die somer ingaan hierso. Daar waar jy ook al is, skryf jy 'n vars koppietjie koffietjie, rol ook jou moue op, want hier gaan ons om jou te vertel wat jy in vandag se program kan verwag. Ons gesels met Estie Cockcroft van Screen Smart oor hoe kinders slim en veilig met tegnologie kan omgaan. Die hoof van die St. John's College gesels oor die 9de Pink Derby wat op 20 Junie plaasgevind het. Ons ondersoek die ware betekenis van die kredietkrisis met Leonie van Pletsen en ons finansiële kenner Thys van Sail. En dan is Skalk Besuidnout hier om te kom gesels oor sy nuwe show. Hey, die wil sê. As hy oud juggies neem vandag die ateljee oor. Is dit, jy sien. Ek is spyt dat jy vandag met hom gesels, hoor, maar dis maar reg. Jy kan maar hierdie een keer met hom gesels. Jy weet nie, die ding is, julle gesels voor die tyd en na die tyd land en sand en ek het nog maar net my 10 minute wat ek met hom kan deel. Ons sal Kempton trots maak, Pieter. Ek weet, maar luister gou hierson hè. Ek het 'n baie lekker storie vir jou, want dis lekker as jy 'n storie kan deel van mense met internasionale sukses wat jy ook nou natuurlik hier in Suid-Afrika leer ken het en jy weet bande mee gehad het en so aan. Kyk net, nou lyk ek veel fancy. Die bekroonde Suid-Afrikaanse chef Chantel Dartnall is onlangs met een van Frankryk se mees gesogte staatsvererings bekroon. Sy is aangewys as Chevalier de l'Ordre National du Mérite. In kort is dit ridder van die Nasionale Orde van Verdienste. Hoe's daai? Hierdie toekennings wat deur die Franse president self toegeken word, is naas die bekroonde of die bekende Legion of Honor, die land se tweede hoogste nasionale eerbewys. Hoe's daai? Dartnall is vir haar kulinaire vernuf wêreldwyd bekend. Sy het al 2 keer die titel as Suid-Afrika se topchef by die Eat Out toekennings ingepalm en is ook voorheen by die Luxury Travel Guide Awards aangewys as die wêreld se beste vroulike chef. Beste lekker. Baie van ons sal haar as die stigter van restaurant Mosaïek, wat jarelank as een van Suid-Afrika se heel beste fynproewersbestemmings beskou is, onthou. In 2021 het sy en haar familie na Frankryk verhuis nadat hulle die historiese Château de Danière in Bretagne gekoop het. Ek voel vandag baie Frans. Hierdie 19de eeuse kasteel is dit 'n luukse bestemming omskep en is nou die nuwe tuiste van restaurant Mosaïek. Vir Dartnall is hierdie toekenning besonder spesiaal omdat Frankryk haar loopbaan en passie vir kos oor baie jare inspireer het. Sy dra die eerbewys aan haar familie en haar span wat saam met haar die Franse kultuur, kuns en kookkuns vier op. Die restaurant se volgende groot doelwit natuurlik om daardie gesogte Michelin-ster te kan inpalm. Petit. Parlez-vous français? Fantastique, mon amour. Congratulations. Marie. Chantel, Dartnall. Dit was nou baie lekker. Maar jy die kos gesien het hulle daar voorberei. Jong, dis allerlei fancy goeters. Jy moet dit dalk miskien met ons reël dat vir 'n kookles, jy weet, en dan kan jy dalk vir ons so 'n Franse ontbyt hier kom voorberei, Pieter. Dit is baie maklik want dit is mos net sulke klein porsies. Inderdaad so. So klein. Hallo matigheid vir dingetjie, ja. Nee, kyk, hierdie is nou nie daardie tipe bestemming wat as jy nou by Lamb Jams 'n lekker skaapie gaan eet het en so dan wil jy nou aan sit vir 'n vol eet. Nee, ek sê dit maar net tongnetjies, maar ek dink enige van ons sal graag so ervaring wil meemaak as jy dit nog nie gedoen het nie. 'n fynproewer extraordinaire. Wat dit bereid, dat blablabla. Okay, nou moet ek probeer om nie te lag wanneer ek hierdie volgende storie moet lees nie, maar goed. Pieter, ek het vir jou 'n ander interessante brokkie. Ek luister. Aanhangers van die gewilde boekreeks Pretty Little Liars is omgekrap nadat lesers ontdek het dat sekere popkultuurverwysings in die e-boek weergawe van die oorspronklike romans verander is.
Ek wonder of so iets jou ook sal ontstel. Maar die reeks deur Sarah Shepard, wat deur Sarah Shepard geskryf is oorspronklik in 2006 gepubliseer en speel in die middel 2000s af. Nou lesers het egter onlangs opgemerk dat sommige verwysings na alternatiewe, meer moderne verwysings verander is. Dus meer relevant vir vandag se jong lesers. Een van die grootste veranderinge wat blykbaar aanlyn opslag gemaak het, is 'n verwysing na die destyds gewilde TV-program Fear Factor, wat met 'n verwysing na TikTok vervang is. In die aangepaste weergawe nooi 'n karakter haar vriende uit om na 'n TikTok-video te kyk, maar TikTok het eers meer as 'n dekade na die boek se publikasie ontstaan. Nou hierdie veranderinge het vinnig 'n vurige debat op sosiale media ontketen. Baie lesers meen dat die aanpassings die tydperk waarin die storie afspeel ondermyn en doen dus skade aan die boeke se oorspronklike atmosfeer of stemming. Kritici voer aan dat boeke kulturele tydskapsules is en dat gepubliseerde werke nie agterna verander behoort te word om by moderne neigings aan te pas nie. Sommige lesers wys ook daarop dat die dinamika van die storie heeltemal anders sou wees as dit werklik in die TikTok-era afgespeel het, juis omdat die tegnologie en sosiale media vandag heeltemal anders funksioneer as in die vroeë 2000s. Die uitgewer HarperCollins het tot dusver nog nie amptelike kommentaar oor die veranderinge gelewer nie. So ek dink dit is, jy weet, mense gaan waarskynlik verskil in of twee verskillende opinies hê, want 'n mens kan daarna kyk deur te sê, maar nou is dit 'n bietjie meer, jy kan 'n bietjie meer vereenselwig as dit nou aangepas word, maar dan is daar 'n sekere nostalgie, dink ek, wat verlore gaan. Ek stem 100% saam met jou. Ek dink 'n nuwe era skryf jou eie storie, maak jou eie ding wat ook natuurlik weer, wat noem hulle dit, vir die volgende generasies hierna, oor 20 jaar van nou af kan hulle sê, my dit was in daai era, dit is nou 'n nuwe moderne era. Want Shakespeare is nie vir my dieselfde as jy hom nou moet gaan verander en 'n moderne Shakespeare maak nie. Ek hou nogal daarvan as daar 'n kat op die verhoog klim, jy weet. Soos wat ons onlangs op sosiale media gesien het. Ja. Nee, ek stem, maar ek dink ook nee, die popkultuur verander ook so vinnig. Hoe gaan 'n ou byhou? Moet jy nou elke keer verander ter wille van dit? Nee, ek stem saam met jou. Ek dink ook dit is, soos byvoorbeeld wanneer 'n mens na 'n fliek ook kyk, jy weet, dit is my eintlik so of dieselfde beginsel, want dit is in 'n sekere tydperk geskryf. En om dit dan nou so 'n bietjie aan te pas, sodat mense van die nuwe generasie aanklank kan vind. Ek dink daar gaan 'n deel van die storie dan so 'n bietjie verlore. Nee, ek stem saam met jou. Dit was soos wat hulle al flieks mos natuurlik ook geremake het al. Flieks van 20 of 30 jaar terug, dan het hulle nou moderne aanslag en dan vir die ouer garde soos ons wat nou wel die oorspronklike weergawe daarvan kon sien, dink ek nie dieselfde punch as die oorspronklike een nie. So ons is so 'n bietjie sentimenteel oor hierdie geskiedkundige stories. Ja. Sneeuwwitjie en die 7 dwergies, waartoe gaan jy dit verander? Jy kan nie. Dit is maar net Sneeuwwitjie en die 7 dwergies. Stem jy nie saam nie? Want dalk kan dit die 8 dwergies wees, dan kan een van die karakters op jou gebaseer word. Die Franse dwergie. Votre betrede, wat is dit? Hulle betrede dit hulle volgende vir die advertensie. Jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met die Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde, sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van Zykrel te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Bly jy net waar jy is, ons gesels net hierna verder.